meer aanbid nie. Ons as kinders van God wil net gou, ons wil net klaar kry met kerk, ons het ander dinge. Vanoggend het ons die aangesig van die Here gesoek. Mag jy vanoggend die antwoord op jou vraag. Mag jy vanoggend die antwoord vind in die naam van Christus Jesus. Amen. Nou soos ouer gewoonte het ek altyd 'n vraag, nee. Ek hou van vrae. Jy sien, want ek het 2 jong mense wat my op my tone hou. Pastoor Henry en sy sidekick Mario. Nou ek wil vanoggend vir julle vra, wat is die oudste manuskrip wat ontdek is? Nee, die oudste manuskrip wat ontdek is. Nie die oudste boek in die Bybel wat hulle sê nie, die oudste manuskrip. En watter gedeelte is dit? Fragment. Johannes 18 en hulle dateer hom uit 125 jaar na Christus. Baie interessant. Johannes 18 is die oudste gedeelte wat dan ontdek is. Hoekom kyk jy my nou so, Mario? Kyk daai gesig. Hy het iets geleer vandag. Man, ek is so bly sy iets geleer het, hoor. Okay, nou vir die wat 'n maklike vraag vir, wat was Sagarius se naam gewees? Sy betekenis van Sagarius se naam. Regtig, dis 'n maklike een. Henry? Weet jy ookie? Sagarius se naam was God met hom. Die naam beteken Yahweh, onthou en beklemtoon God se getrouheid en sy verbondsbelofte aan sy volk. Het jy hom? Het jy hom? Ek like hom, Mario. Ja, jy kan sien hy is uit sy kassie en ek wonder ook hoekom hy vandag uit sy kassie is. En sou maar moet terugvat kassie toe, hoor. Mense, Pastor Henry het vir my, ek en hy gister praat daar by die kinders wat ons gaan bederf het, en hy vra, wat is die tema van jou boodskap? En ek sê vir hom iets wat lank op my hart lê. Iets wat by die kind van God ontbreek. Junior, hier is 'n geluid agter van 'n stering. As julle net daarna wil luister asseblief. As julle net vir my die klank ook harder kan sit, die tannie sê sy kan nie hoor nie. Nee, is reg my tannie. Ons fix dit. Daar is hy, nou sy stil en net die klank bietjie van die mic opsit, dankie. En ek sê vir hom, my tema is baie eenvoudig vanoggend. Hou net aan bid. Want jy sien, ons as kinders van God het iets verloor. En dis gebed. Want jy sien, die Satan het dit by ons kom steel. Want daar's 'n woordjie twyfel wat in ons harte kom net nadat ons gebid het, nie waar nie? Ek wonder, ek twyfel, gaan God, is God nie kwaad vir my nie? Al hierdie dingetjies wat Satan vir jou kom gee, is dit nie so nie? Hoor die Here my gebed. Ek wil vir jou sê, een van God se mooi eienskappe is, hy is alomteenwoordig. Hy hoor elke woord. Voor jy dit spreek, sien dit in jou hart. Weet jy gaan dit sê. Dis die groot God wie jy kan bid. Dis die skepper van die heelal. Dis die skepper van alles. Ek dink nog, dan weet my Here. Dis die mooiheid van hom. Dis die krag van hom. En tog twyfel ons wanneer ons gebid het. Wat is gebed? Gebed is 'n persoonlike en lewende kommunikasie tussen die mens en God. 'n Persoonlike, lewende, ek lê klem op die lewende kommunikasie tussen my en God. Wat was God se begeerte? Hy wou met Adam en Eva in die tuin wandel. En wat het hy gedoen?
Hy het met hulle gepraat. Daar was 'n lewende kommunikasie. En so wil God vandag ook daai lewende kommunikasie met jou hê. Maar sien, as gevolg van ons ongeloof, ons twyfel, dink ek staan God baie keer hartseer terug. En hy sê, my kind, waarom wil jy maar net met my praat nie? Dit is 'n vader-kind gesprek, waar jy jou hart voor God kan uitstort. Dis wat gebed is. Weet jy waarvan hou ek nie? Hierdie rympies wat mense opsê. Ek het al gehoor, hy begin met 'n rympie, en dan klip hom so af. Dis nie wat God wil hê nie. God wil 'n lewende gesprek met jou hê, tussen 'n kind en 'n vader. Het jy al gesmag? En ek dink baie ouers smag om net hulle kinders se stem te hoor. Is dit nie so? Baie ouers is in hierdie ouete huise en dan vergeet die kinders van hulle. Het jy al gesien? En dan smag daai ouer hart net om die stem van haar kind te kan hoor. Om net te kan weet, hy stel nog belang. En dis hoe ons met ons God maak. Weet jy dit? Hy smag om jou stem te hoor. Hy smag daarna, dat jy by sy voet moet kom sit, en net met hom kom praat. Maar ons is soos daai kind, wat vergeet het, van sy ma en sy pa, is dalk nog daar in die ouete huis. Nou vra ons, hoekom luister God nie na ons nie? Dit is my en jou manier om ons probleme en ons vreugde met hom te kan deel. Sien, wanneer gaan ons na God toe in gebed? Wanneer ek probleme het, wanneer ek gou die noodwiel uithaal, Here, nou moet jy help, maar wanneer daar vreugde in my hart is, wat dit goed gaan, dan soek hy jou daar. Hy wil met jou praat. Hy wil saam in daardie vreugde deel. En dan wil ons hom nie ken nie. Dan vergeet ons van hom. Maar ek gaan mos lekker my lewe. Is nie baie keer wat ons as kinders maak nie. Wanneer dit lekker gaan, is ma en pa op bysaak, maar wanneer ek aan die einde van die maand kom en ek het petrolgeld nodig, is die foon aan. Jy hoor sommer in die stem, as jy antwoord, daar's nood, jy moet nou help. Dis wat ons met God maak. Weet jy dit? Is hy werklik net daar om van jou te hoor wanneer dit swaar gaan? Of wanneer daar vreugde in jou lewe is? Roep bietjie na God in jou vreugdestyd. Wanneer dit met jou goed gaan en jy gaan sommer borrel van daardie liefde van Christus in jou lewe. Maar die probleem is, ons wil baie keer wanneer ons probleme is net praat, maar dan wil ons nie na die stem van God luister nie. Want jy sien, die stem van God vra iets van my en jou. Ons moet gehoorsaam raak. Ons moet doeners en dader raak van die woord. Om gebed te kan doen, versterk jou verhouding met die Skepper. As ek vir jou moet sê hoeveel keer God al my gebede beantwoord het, sonder dat ek vra, het hy al antwoord gestuur, want hy ken my hart. Hy wil dit vandag vir jou doen. Waarom is gebed dan so belangrik vir 'n kind van God? Gebed is die vernaamste deel van dankbaarheid wat ek en jy aan God betuig. Weet jy dit? Dis die belangrikste gedeelte, want wanneer ek met iemand wil praat, wys dit ek stel belang, wys dit ek wil deel van hom wees, ek wil weet wie hy is, ek wil vir hom sê, dankie Here dat U my vanoggend wakker gemaak het. Ek wil my diepste liefde aan hom betuig, deur my woorde. Dis om dankie te kan sê, vir nog 'n dag van genade. Nog 'n dag om my geliefdes te kan sien. Doen ons dit?
Is ons werklik dankbaar? En betuig ons dankbaarheid teenoor hom. En om God se genade en liefde, wat hy vir my en jou wil gee, dankie daarvoor te kan sê. Dankie Here dat U U seun gestuur het. Here, dankie vir die Heilige Gees, wat my elke dag lei. Wanneer laas het jy gesê, dankie vir die Heilige Gees? Wanneer het jy die Heilige Gees uitgenooi, sê Heilige Gees, asseblief lei my. Wanneer was jy dankbaar vir die tugtiging van die Heilige Gees? Om my op die regte pad te hou. God tugtig jou nie omdat hy jou haat nie. God tugtig jou nie omdat hy jou wil vernietig nie. God tugtig jou omdat hy lief is vir jou. Dis deel van hierdie proses van gebed. Ek praat en ek luister ook na die stem van God wat met my praat. Gebed verander nie altyd jou omstandighede nie. Is dit so? Wie het al gebid en het gevoel my omstandighede verander nie? Here, kyk waar ek sit, ek bid. Maar wie wat doen gebed? Maar gebed verander jou. Dis wat God wil hê. God soek 'n veranderde hart. Jy sien, ons harte is gee. Maar wanneer staan jy op en sê, Here, wat kan ek vir U doen? In my moeilike omstandighede, wat kan ek vir U doen? Ons harte is verkeerd. Ons gedagtes is verkeerd. Daarom kyk ons met die verkeerde gesindheid na God. En dan verander God jou omstandighede. Wanneer jy verander God jou omstandighede. Ek wil vandag vir jou sê, begin God loof en prys en jou swaar kry. Begin getuig van die mense vir wat God vir jou doen. En ek wil vir jou beloof, God gaan jou omstandighede verander. But you need to change. Jou hart moet vanoggend verander. Jou siening rondom God moet verander. Dan sal God jou omstandighede verander. En weet jy wat? Baie keer kom ek en jy, en dan wil ons ophou om te bid, nie waar nie? Want God is nie vinnig genoeg nie. God se tyd is nie jou tyd nie. Ek wil dit vandag vir jou sê. God sal op die regte tyd die ja op die gebed gee. Jy kan dit nie ryp druk met God nie. Jy kan nie kompromieë met God maak nie. God werk nie so nie. Hoeveel mense het al voor my gesit en sê, ja, my lewe gaan nou verander, God moet my net help. 2 maande daarna het God hom geseën met werk en ons sien hom nooit weer nie. Is dit hoe ons met die lewende God speel? Ek het al vir mense gebid, ek het al mense gesien huil, ek het mense gesien smeek en vra. En wanneer God seën, draai ons rug. Dit is nie 'n lewende gesprek en kommunikasie met God nie. En dan gebeur niks, want ons harte is verkeerd. En dan kom die leuen van die Satan wat vir jou sê, help gebed. Hoekom bid jy nog, broer? Niks in jou lewe verander nie. Maar die Here gee vir ons een van die mooiste antwoorde in Johannes 18. Sorry, nie Johannes 18 nie, Lukas 18. Gaan vir my na Lukas 18 toe. As jy die lewende woord van God vandag hê. In Lukas 18 vers 1 begin hy. En gee hy sommer die antwoord op gebed. En Jesus sê daar deur hierdie gelykenis, as jy die lewende woord van God het, Lukas 18 vers 1. Gelykenis van die onregverdige regter. En dis baie keer ek en jy. Ons wil God as die onregverdige regter uitwys. Maar die fout lê by ons. Vers 1. En hy het ook aan hulle gelykenis vertel
met die oog daarop dat 'n mens gedurig moet bid en nie moedeloos word nie. Wat sê hy vir jou? Hou aan bid. Moenie moedeloos raak nie. Ek weet wat die beste vir jou is en ek sal die seëning en die antwoord op die gebed op die regte tyd gee. Maar jy moet aanhou bid. 1 Kolossense 5 vers 17 sê wat? Bid sonder ophou. En reg deur die woord van God is daar gebede wat vir my en jou gegee is. Weet jy hoeveel gebede is in Nehemia waar hy gebid het, waar hy buite die stadspoorte gaan? Wat het hy gedoen? Hy het gewaak en gebid. Waar is ons vandag? Waar is ons vandag? Waar is ons wat moet waak en bid? Ek het op die kerkgroep gesit. En ons as leerders het gevra, dan moet oor sekere goed gebid word ons op dorp. Hoeveel het gewaak en gebid? Hoeveel? 1% van die gemeente? Of het ons van geet om te bid? Dan vra ons, Here, waarom? As die antwoord, want ons waak en bid nie meer nie. Ons het lou geword. Ons bid net wanneer ons dit nodig ag. Maar anders ken ek nie my God nie. Ek wil vandag vir jou sê, Jesus sê, hou aan met gebed. Gebed is nie die laaste uitweg nie. Dit is die eerste en die enigste manier om oorwinning te kry. As jy hierdie gedeelte tot vers 8 lees, is dit die enigste manier wat sy oorwinning gekry het. Sy het aangehou hierdie weduwee na wie toe gaan, na die regter gaan, en gesê, en elke gesê, vind tog net guns, mag ek guns in die oë vind? En wat het gebeur? Hy het guns gegee. Ek en jy moet na die Vader toe gaan met dringendheid, met opregtheid, en ek en jy moet waak en ons moet bid, en God sal guns gee. Dis wat Jesus hier sê. Dis wat hy van die liggaam van Christus verwag. Dit is wat hy van elke huishouding verwag. Dit is wat hy van elkeen van my en jou hier verwag. Waak en bid. Hou aan. Moenie handdoek ingooi nie. Volhard. En ek sal jou seën. Deur aan te hou met gebed, breek ek en jy deur na die hart van God, want hy sien hoe ek en jy volhard met 'n opregte hart. Wat 'n ouer. Ek het al baie keer kom my seun na my toe en sê, ek wil dit sê. Nee, wil. No, nee, daar's nie wil by my nie, broer. Pa, maak jy dit nou? Nee, jy het dit nie nodig nie. En ek kan vir jou sê, hy kan nogal partykeer nogal redelik ernstig raak, en partykeer kan hy nogal kwaad word, en partykeer dan loop hy sommer weg. En maar het hy teruggekom? Het hy teruggekom? Ja. En het hy aangehou? Ja. Tot waar pa tog ingegee het en gesê het, ag my seun, hier is die R200 wat jy nodig het. Pa, ek sal terugbetaal. Ja, last famous words. Nou ja, ek en jy moet aanhou bid om die deurbraak te kry. Maar as partykeer iets wat ek en jy nie besef nie. Wanneer ek en jy aanhou bid en ons nie die antwoord kry nie, is daar iets wat besig is om plaas te vind in die geesteswêreld. In Daniël 10, wat het gebeur? Daniël het aangehou bid. En die Here het onmiddellik die antwoord gegee, maar die antwoord kon nie by Daniël uitkom nie. Hoekom? Daar was 'n geestelike oorlogvoering. Maar Daniël het vir 21 dae aangehou en gevra.
Waar is ek en jy? Jou antwoord is dalk op pad, maar daar's 'n geestelike stryd, daar's 'n geestelike oorlog. En jy op bid. Wat gebeur, die engele gaan dan terugdraai. Maar ons wil nie aanhou nie. Ons wil nie geestelike deurbrake nie. Ons maak 'n skietgebed net om die Here te sê, Here, dink nog aan my. Gebed is 'n baie ernstige saak. Gebed is een van die belangrikste dinge vir 'n kind van God. En ons skeep dit af. As daar oproep is na gebed, waar's die kerk? Hy's weg. Maar wanneer daar 'n moeilikheid is, word nasionale dae afgekondig vir gebed. Dan moet God antwoord. Maar waar is die liggaam vandag? Kom ons begin bid oor klein dingetjies in ons samelewing. En ons hou aan en ons hou aan. Begin met klein dingetjies in jou huisgesin verband. Begin bid, hou aan en aan en aan. Daar's 'n geestelike oorlogvoering. Jou antwoord is op pad. Maar moet jy net nie ophou bid nie. Daarom sê die Here, hou aan. En hy gebruik hierdie voorbeeld van hierdie weduwee wat aangehou het en aangehou het en aangehou het, waar die regter gesê het, asseblief tog, laat ek net guns gee. Maar die liefdevolle Vader is nie die regter nie. Hy doen dit in liefde. Maar hy soek volharding. Volhard in gebed. Soeke na God. Hou aan bid en vra, terwyl jy bid, Here, verander my hart van 'n ongeduldige hart na 'n hart wat in U hande kom sit en sê, Here, U sal my seën op die regte tyd en die regte oomblik volgens U guns. Maar dit is 'n hart van ongeduldigheid. Here, sien my probleem nou. Here, ek wil antwoord nou hê. En die Here staan en sê, maar jou hart is verkeerd. Jou gesindheid is verkeerd. Ek sal jou seën wanneer jou hart begin verander. Wanneer jou bitterheid, ons sien baie keer bid ons mos in bitterheid. Nie waar nie? Bid in bitterheid. Here, jy het my weer gestraf. Here, wat het ek al weer gedoen? Dis bitterheid. Plaslik op jou knieë gaan en sê, Here, wat is vandag tussen my en U? Wat moet ek kom bely om guns by U te kan kom kry? Ek en my vrou het in die week gepraat oor vas. Oor vas. Ek sê, dit is 'n persoonlike saak tussen jou en die Here. Die Here sal vir jou sê wanneer. Net soos gebed, man. Dit is persoonlik. Dit is kragtig. Maar kom maak skoon. Kom spreek vry. Haal die bitterheid uit jouself uit. Sodat jy guns in die oë van die Here kan kry. Wat gebeur as ek in jou aanhou bid? Gebed maak 'n pad vir my en jou oop. Jakobus 5 vers 16 sê, die gebed van 'n regverdige, die vurige gebed van 'n regverdige, het krag. Maar jy moet aanhou en aanhou en aanhou bid. Nie 2, 3 keer en dan sê, ag, die Here het van my vergeet nie. Daniël 21 dae. Elia 3,5 jaar gebid vir reën. 3 jaar. 3,5 jaar gebid vir reën. Hoe lank het jy gebid vir jou deurbraak? Nie eers 'n maand nie. Nie eers 2 weke nie. Nie eers 3 dae nie. 3 jaar dat Elia gebid het vir reën. Het jy al gedink hy moes moedeloos geraak het? Kom wees eerlik, hy's 'n mens. Wie van julle het al 3 jaar oor 'n probleem gebid? Aanhoudend, soekend, vir 'n deurbraak. 3 jaar. En hy het sy antwoord gekry. Jy moet bid
op jou knieë. Gebed gee jou krag vir elke dag. Wie is moeg? Wie is moeg? Jy kan maar jou hand opsteek. Ek het baie kom sê, as ek so in my kar, hy sê, Here, ek is moeg. Sê die Here, maar kom vra jy my nie. Ek sal jou nuwe krag gee. Ek het hele rukkie terug het ek oor Matteus 11 vers 28, die wat bemoeid en belas is. Hy het met my gepraat, ek het in 'n kar gesit op pad Pietersburg toe. Ek sê, Here, ek is moeg. En toe kom maar so 'n liedjie op die radio. Ek het mos my speellys en hy sê, ja, Gert. Moet ek jou herinner in Matteus 11 vers 28. Kom na wie toe? Kom na my toe. Wanneer laas het jy gesê, Here, ek wil na u toe kom? Here, ek is moeg. Here, ek kan nie. Here, dinge werk nie in my lewe uit nie. Here, ek bid en ek bid en ek bid en dan kom jy deurbraakie. Sê die Here, kom net na my toe. Ek sal jou nuwe krag gee. Ek sal jou energie gee. Ek sal jou uithou vermoë gee. Maar kom na my toe. Hou net aan. Moenie handdoek ingooi nie. Die gees is gewillig, maar die vlees is baie keer swak. Ek het nie krag nie, Here. Ek sien nie kans vir môre nie. Die Here sê, ek gee nie om oor môre nie, bid nou. Môre het sy eie probleme. Ek sal jou krag gee. Jy moet net bid. Gebed bring vreugde. Wees in niks besorg nie, maar laat julle begeertes is alles deur gebed en smeking met danksegging bekend gemaak word by God. Filippense 4 vers 6 en 7. Hy sê, deur gebed en smeking en met danksegging bekend word by God. Jy vra en jy sê dankie. Wie sien ons kan mos nie meer dankie sê nie. So julle rukkie terug, sit ek daar in 'n mall en ek luister hoe kinders met hulle ouers praat. Daar is nie meer dankie sê nie. Ons wil net hê. Ons het 'n samelewing waar kinders, ek wil net hê. Nie waar nie? Ons geestelik is net so. Ons wil net hê. Maar ons kan nie meer dankie sê nie. Here, dankie vir my gesondheid. Dankie vir die voorreg wat ek kan hê, my oë vandag te kan oopmaak. Dankie Here dat ek in die huis kan wees. Here, dankie dat ek U kon loof en prys. Here, dankie vir my vriende. Dankie vir my vrou. Dankie vir alles. Maar ons het so ingestel met hê. Ek was hierdie donderdag, Vrydag was in Swaziland. En wie wat het ek daar nie gesien nie. Mense wat by verkeerslig staan en handjie hou. Suid-Afrika is vol van dit. Jy sien net nie dan nie, almal werk, almal is dankbaar. Ons het die hê-volkie geword. Handjie volkie. Dis wat ons geword het. Here, ek soek nog. Here, ek soek nog, gee maar nog. Maar ons kan nie dankie sê nie. Dalk moet ons weer op ons knieë gaan en dankie sê, Here. Dankie vir my droë brood. Dankie vir 'n bed. Dankie vir my kind. Dankie vir my vrou. Dankie vir my man. Al is my man of vrou siek, al is my kind siek, dankie Here, hulle is hier. Ons doen dit nie meer nie. Ons doen dit nie meer nie. Ons moet aanhou bid as ons moeg is. Weet jy, ek het al gesien mense, en dis een van my groot probleme, wanneer ons moeg is, wil ons hierdie lang in die note, sulke lang gebede doen, en ons stemtone verander. Ek en Hendrik het gister oor gepraat, ons weet van mense, as hy bid dan, o, Here, jy moet, hou op, skyn heilig wees met God. Praat met die Here soos wat jy met jou vrou, en met almal praat, maar met eerbied en respek. Jy dink om met jou stemtoon verander God gaan luister, nee, God kyk na die hart, nie na die stem nie. Ek wil dit net vir jou sê. God kyk nie na hierdie lang gebed nie. Weet jy, ek was by 'n mannekamp van hom by Angus gewees, 2 dae nog by sy plaas die mannekamp gehad het, en tydens een van die dienste kry 'n man 'n hartaanval. Wie het hom in Angus gedoen? Hy het die
net daar sy diensgenoot op gesê, Here, raak hierdie man aan, genees hom, amen, opgedraai, geloop en verder aangegaan. Hy het nie, Here, aangeroep nie. Nee, hy het uit die hart uit gevra. En weet jy wat? Daai man is genees gewees. Die Here het hom aangeraak. Kom ons hou op met God speel, man. Ons dink op ons mooi gebede kan sê, Here dit, God luister nie na die woord, hy kyk na die hart, wat uit die hart uitkom, maak vir hom saak. Begin uit die hart uit bid. Eenvoudige, kort gebede, maar begin met hom praat. Dis wat God soek. Nou gooi ek alweer my papiere omver. Praat met God soos wat jy met jou aardse vader sal praat, maar met respek en liefde vir wie hy is. Maar wat is ons kinders vandag en wat is ons geleer? Het jy al gesien hoe praat kinders met hulle ouers? Net so wil ons na God toe gaan. Met daai selfde gesindheid. Ek wil vandag vir jou sê, my God, die almagtige skepper van hemel en aarde, is nie jou pappie nie. Maar ons hanteer hom soos 'n aardse vader. Praat met hom in liefde en respek, soos wat jy met jou aardse vader, maar op 'n heilige toon en op 'n heilige algemene basis. Herken hom vir wie hy is. Hy is die heilige, hy is die skepper. Maar moenie met hom praat soos jy met jou aardse pa praat nie. Praat met hom uit die hart uit. Praat met hom soos wat jy hom jare ken. Ons doen dit nie meer, hè. Waar is die kind van God? As jy nie weet wat om te bid nie, kan ek vir jou sê, Henry het vir my die mooiste vanoggend gedoen, Pastoor Henry. Psalm 23, hy het woord aangehaal. As jy nie weet wat om te sê nie, praat met God deur sy woord. Praat met hom deur sy woord. Herinner hom aan die beloftes wat hy gegee het. Jy mag hom herinner. Jy mag vir hom sê, Jakobus 5 sê, die gebed van 'n regverdige, die wat siek is. Kom na die huis van die Here. Let wel, kom na die huis van die Here. Maar wanneer ons siek is, dan ken ons nie die huis van die Here nie. Hy sê, kom na die huis van die Here, sodat vir jou gebid kan word. Ons doen dit nie meer nie. En dit sluit die liggaamlike siekte in nie. Jy wil dink vandag, jou sonde is te groot. God soek jou hier, sodat ons vir jou kan bid. Dis wat God soek. Hy soek jou hier. Die huis van die Here is, en ek het dit verlede week gesê, is nie 'n klap wat jy moet aanbehoort nie. God is hier, nie vir die perfekte mens nie, maar die gebroke mens, die onperfekte mens, ek en jy. Dis waarvoor God hier is. Ek sien in hierdie week so advertensie van 'n vroutjie wat so voor in die kerk sit, vol tattoos. Nou vra die vraag daar, mag sy in die kerk wees? Weet wat is my antwoord? Yes. Sy hoort in die kerk. Hoekom? Sodat ons vir haar kan bid en haar terug by God kan kry. En dan die ander een. Ek wag vir 'n teken van God. Regtig? Hoekom wil ons met God speel? God sal my 'n teken gee. Ons soek in alles tekens. Die maan is verkeerd. Sy, my God is die skepper van die maan, hy's presies. Net soos wat hy moet wees. Soos wat God wil hy moet wees. My teeblare, die huisgenoot, se wat is daai ding van, ek weet nie wat hulle dit noem nie. Sorry? Baie dankie, Karen. Jy gaan nie God daar vind nie, hoor. Wie waar gaan jy hom vind? In die kerk, op jou knieë, in God se teenwoordigheid. Dis waar jy hom gaan vind. Maar ons soek tekens. Moenie met God speel nie. Moenie met God speel nie. En dan gaan ons na al hierdie mense toe met hierdie snaakse goedjies. Shame, ek kry hulle jammer, ek bid vir hulle. Sal wat ek kan doen. Ek wil vandag hê, jy moet baie mooi terugdink in jou lewe.
Jy moet jouself vanoggend die vraag vra. Soos wat die weduwee gekom het en aangehou het. En die Here sê vir ons in vers 1, hou aan met bid, moenie ophou nie. Geliefde, waaroor het jy ophou bid? Ek wil jou volgende reguit vraag vra. Waaroor het jy ophou bid? God sê, hou aan met bid, met die gebed. Hy is nog nie klaar nie. Maar hy soek jou om weer te begin bid. Die Here het nodig dat jy aanhou met bid. Vir jou kind, jou huwelik, jou land, jou omstandighede. Maar ons doen nie. Wie wanneer bid ons wanneer die politieke krisiemerk weer aankom, dan moet almal bid oor die land. Is dit nie wat ons doen nie? Hoe die verkiesing kom op. Regtig, hoekom moet jy nou lankal aangehou bid vir die land nie? Vir jou huwelik, vir jou kinders. Ons doen dit nie meer nie. Here sê, hou aan. Moenie ophou bid omdat jy nog nie die antwoord gesien het nie. Dis wat ons moes doen. Here, ek bid al 'n week. Ek het nog nie my antwoord nie. Vra vir Eli, 3 jaar. Kom ons begin opreg raak. Kom ons begin die Here soek. En kom ons begin die Here vertrou in dit wat ons in gebed doen. Kom ons haal die woordjie van twyfel uit ons harte uit. En ons verhuil dit met 'n woordjie volharding. Vir die Here sê, hou aan met gebed. Soek guns by die Vader. Kom ons begin dit doen. En jy gaan sien wat 'n verandering God in jou lewe, persoonlik, in jou huishouding, in ons dorp, in ons land gaan doen. Maar die stem van God, die biddende kind van God, het stil geword. Ons is nie meer op ons knieë nie. Ons soek nie meer die aangesig van God nie, want ons speel. Die Here sê, hy soek biddende kinders van God. Dis wat hy soek. Ek wil vandag vir jou sê, as jy aanhou bid, jou antwoord is op pad. Die hemel is nie te besig nie. Hou net aan met bid. God sien jou raak. God sal antwoord. Wanneer? Op die regte tyd. Hoe moet my in jou hart wees vanoggend? Ons harte moet God aanroep. Ons het nie meer begeerte na God nie. Ons het 'n begeerte na quick fix. My God is nie 'n quick fix nie. Hy soek 'n lewende, persoonlike verhouding met jou. As jy 'n quick fix soek, jy het net die verkeerde God gesoek, hoor. Hy werk nie so nie. Ons moet na God toe kom en onsself verontmoedig. Ons gaan met 'n gesindheid van hoogmoedigheid, arrogantheid na God toe. Dis wat ons doen. Ons is arrogant, man. Ek sê dit sommer blaatant. Here, jy moet, nee, die Here hoef niks te doen nie. Hy hoef niks te doen nie. Maar gaan met hom 'n opregtheid. En verontmoedig jou. En ween voor hom. En sê, Here, hier ek is stikkend. Maar hou aan. Hou aan. Jy het vir 3 jaar. Kom ons begin aanhou. En ons soek hom. En hy sal antwoord. En dan moet ons nie na God toe gaan met kompromie nie. Dis wat ons doen. Ek sien nêrens in die woord van die Here dat hy sê kom met 'n kompromie na my toe nie. Hy sê kom na my toe met 'n opregte hart. Kom na my toe soekend na my.
Haal kompromie uit asseblief. Haal kompromie uit. En soek hom met alles wat in jou is. En dan sal hy maak soos wat hy in sy woord beloof het. Ek sal aan jou voorsien. Kom ons begin om weer vertrouend gebed. Kom ons begin weer ons harte oopmaak. Kom ons weer raak weer 'n biddende huis van die Here. 'n Biddende volk. 'n Biddende huisgesin. Biddende ouerspaar. Biddende kinders. Ons leer ons kinders nie meer van gebed nie. Hulle word dit nie op skool geleer nie. Waar gaan hulle dit leer? By jou. Ek sien nêrens in die Bybel dat die skool hom moet leer nie. Die woord sê, jy moet jou kind leer. Maar ons doen dit nie meer nie. Ek wil almal aanmoedig. Kom ons begin weer bid. En kom ons hou aan met bid. Kom ons bid vir hierdie wêreld. Kom ons bid vir die samelewing. Kom ons bid vir elke gebrowe huwelik, almal wat siek is, almal wat God soek. Kom ons bid vir siele wat moet terugkeer na God se koninkryk. Kom ons gaan oor op ons knieë. En ons begin bid. Dis vir die antwoord is. Wil jy guns hê? Gaan lees Lukas 18. Van vers 1 tot 8. Gaan lees dit. En begin dit in jou lewe toepas. En dan gaan jy die stem van God kragtig in jou lewe hoor. Ek het 'n liedjie vanoggend wat ek graag wil hê jy moet speel. Junior van my moet speel. En ek wil vanoggend hê jy moet luister. Ek wil vanoggend hê jy moet word soos wat daardie liedjie sê. Ek weet nie wat jou omstandighede is nie. Ek weet nie wat jou nood is nie. Ek weet nie of jy vanoggend met 'n vreugdevolle hart, met 'n dankbare hart voor God staan nie. Maar al wat ek jou vra is, hou aan met bid. Moenie handdoek ingooi nie. Jou deurbraak is om die draai. Hou aan met bid. Dis die sleutel tot oorwinning. Amen. Baie dankie my kind.